besig met die kruisigingsverhaal, die laaste dae van Jesus op aarde. Dit is maar die tema eintlik van elke evangelie wat ons in die Bybel het. Dit is eintlik die verhaal oor Jesus se dood. Dis die hoofboodskap wat hulle wil dra. Jesus Christus sterf aan 'n kruis vir ons sonde. En dan verpak hulle dit maar in sy geboorte en vroeë geskiedenis en in 'n baie kort afsluiting of afloop van die geskiedenis na die kruisigingsverhaal. Maar ons is nou besig, wil ek amper sê, in die diep grond van die evangelie as ons hierdie verhaal lees. Dis Vrydagoggend, so seker middeloggend, tyd wat baie mense 'n bietjie tee drink deesdae, hier 10:00, 11:00 se kant. Hier verskyn Jesus nou voor Pontius Pilatus. Hy word eintlik van een regter na die volgende regter rondgesleep. Elke slag gaan dit gepaard met nog vernedering, nog pyn, nog marteling. Kom ons lees die verhaal rustig deur. Die verhaal begin oor die dood van Judas. Dit het ons al gelees. Ons begin daar by vers 11. Jesus voor Pilatus. Jesus het voor die prokurator verskyn en die prokurator het hom ondervra: "Is u die koning van die Jode?" Jesus sê toe: "U sê dit." Dis 'n vreemde antwoord. Die verklaring daarvoor wat vir die mees aanneemlike is, dat Jesus met sy antwoord eintlik bedoel: "Jy sê dit want dis wat jy wil hê ek moet sê. U sê dit. Jy sê dit." Jesus sê nie ek ja of nee nie. Hy gee 'n onpartydige, neutrale antwoord. Hy sê: "Jy sê dit." So dit moes van iemand daar voorkom het. Pilatus het by iemand gehoor, hierdie man sê hy is die koning van die Jode. Maar hy was meer as dit, baie meer van dit. Hy is die seun van God, hy is die koning van die skepping. Maar Jesus op hierdie stadium bly meestal stil, sodat jy nou sal sien uit die verhaal soos hy ontvou. Uit die ander evangelies kry mens bietjie meer van die gesprekke. En ons sien ook hoe dat Pilatus dan ook die ondervraer voortgaan om sy werk te probeer doen as regter in 'n aardse hof. Jesus sê toe: "U sê dit." Die hele tyd wat hy deur die leierpriesters en familiehoofde beskuldig is, het hy niks geantwoord nie. Daarop sê Pilatus vir hom: "Hoor u nie wat hulle alles teen u getuig nie?" Het hom egter op geen enkele woord geantwoord nie, sodat die prokurator uitermate verwonderd was. By elke fees het die prokurator die gebruik gehad om vir die skare een gevangene van hulle eie keuse vry te laat. Het dit in daardie stadium 'n berugte gevangene aangehou met die naam Jesus Barabbas. Dis ironies, sy naam was ook Jesus. Josua, dis 'n bekende Yeshua, dis 'n bekende naam daardie tyd gewees. Jesus Barabbas. Volgens wat ons kan weet en agterkom, was hy eintlik wat ons vandag sal doen, 'n terroris. Hy het definitief moord gepleeg, hy het iemand doodgemaak. Hy het misdaad gepleeg waarvoor hy die doodstraf sou kry as hy nie vrygelaat word nie. So hy is die ou wat eintlik moet doodgaan. En hier staan hy nou voor die mense. En toe die skare byeen was, het Pilatus vir hulle gevra: "Wie wil julle hê moet ek vir julle vrylaat? Jesus Barabbas of Jesus wat as Christus bekend staan?" Want hy het geweet dat hulle hom uit naïwer oorgelewer het. Hy het die mense geken, hy het nogal die Jode geken. Terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou 'n boodskap na hom gestuur: "Jy moet niks te doen hê met daardie regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie oor hom verduur." Die leierpriesters en die familiehoofde die skare egter oorreed dat hulle op Barabbas moes aandring en dat hulle Jesus moes laat doodmaak. Die prokurator het weer gevra: "Wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle vrylaat?" Hulle toe geroep: "Barabbas." Pilatus vra hulle toe: "Wat moet ek dan maak met Jesus wat as Christus bekend staan?" Hulle roep toe almal uit: "Laat hy gekruisig word." Hy het gevra: "Maar watter kwaad het hy dan gedoen?" Hulle het nog harder geskreeu: "Laat hy gekruisig word." Toe Pilatus sien dat hy niks bereik nie, dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en voor die skare sy hande gewas en gesê: "Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Julle moet maar self toesien." Die hele volk het geantwoord: "Laat sy bloed op ons en ons kinders kom." Daarop het hy Barabbas vir hulle vrygelaat.
Maar Jesus het hy laat gesel en toe oorgelewer om gekruisig te word. Lees vanmôre net tot hier met mekaar saam. Ons nader die groot klimaks van Jesus se lyding. Sy lyding wat ondenkbaar en onbeskryfbaar groot is. Want hy is nie net die seun van God nie. Hy is ook onskuldig. Dis die boodskap wat die evangeliste vir ons wil oordra. Ek het nou reeds vir julle gesê, waarom die naam van twee mense, Maria, die aardse moeder van Jesus, sodat ons weet, Jesus was regtig mens. Hy is gebore soos jy en ek gebore is. Daar stap nie een mens op aarde wat nie gebore is nie. Hy stap die pad om mens te word soos elke ander mens. Hy was 100% volledig mens in sy wese. Waarom Pontius Pilatus? In 'n sekere sin, omdat ons hier aan 'n dag en datum koppel. Dit is die manier hoe hulle in die ou tyd gepraat het, as hulle wil sê, wanneer iets gebeur het. Jy sal dit ook by die geboorteverhaal van Jesus sien, as hulle dis toe so en so gouverneur was, of so en so keizer was. Jesus is veroordeel en ter doodgemaak, toe Pontius Pilatus gouverneur was, of procurator volgens die Latynse benaming, toe hy procurator was in Galilea en sentraal Israel. Pontius Pilatus. Jesus moes deur 'n aardse hof gaan om te kyk, het hy nie dalk sonde nie, het hy nie dalk skuld nie, is dat nie dalk 'n goeie rede om hom dood te maak nie. Jesus was waarskynlik minder as 'n uur in Pilatus se geselskap, waarskynlik 'n klompie minute. Pilatus het nie besef wie voor hom staan nie. En nou al amper vir 20 eeue word dit oor die hele wêreld Sondag na Sondag uitgebasyn, veroordeel deur Pontius Pilatus. Hy het gedink hy staan in privaatheid, wat hy mag het. Maar vandag weet die wêreld van Pontius Pilatus. Nou is hy sigbaar in die openbaar. Toe het die owerheid hom nie herken nie. Vandag is dit u en my werk om vir Jesus in te tree en vir die wêreld te vertel, wie was die man wat aan 'n aardse hof voor 'n aardse regter gestaan het? Hierdie Jesus. Want nou weet ons, en Pontius Pilatus, eintlik op 'n averegse manier, sy naam is hieraan gekoppel. Dit lyk asof Pontius Pilatus 'n vriend van die Jode was. Dit was hy beslis nie. Hy het die Jode verneder deur beelde van die keiser in Jerusalem op te rig, deur skilde met die embleem van die Joodse ryk in die tempel te gaan sit, heiligskennis gepleeg. Daar was woede daaroor, daar was baie sterk betogings, en in die betogings omtrent 'n paar jaar voor Jesus se dood, is daar 'n klomp Jode doodgemaak. Daai tyd het hulle 'n bietjie rof gewerk met betogers. Hulle het letterlik op die tempelterrein keel afgesny, 'n klomp van hulle. Letterlik geslag. En is hierdie Pontius Pilatus, voor wie die Joodse owerstes letterlik nou kom kruip, om die vonnis oor Jesus uit te spreek, en hom laat kruisig. Pontius Pilatus het selfs tempelbelasting geld. Offergawes wat die volk gebring het, het hy gebruik om 'n watervoer van amper 50 kilometer aan te lê, sodat daar meer water in die hoofstad kon wees. Die Jode was woedend daaroor. Maar skielik verdwyn hierdie slegte geskiedenis, hierdie slegte oordeel wat die Jode oor Pontius Pilatus gehad het, en kom kruip hulle voor hom op 'n heilige dag. Die dag voor die Sabbat. Hulle gaan maak hulle self onrein deur in sy teenwoordigheid te kom, volgens hulle reëls, streng reëls. Net om vir Jesus dood te kry. Dit is asof hulle verstand en redelikheid totaal verloor het. Meegevoer was deur hierdie haat, hierdie veldtog, hierdie verterende woede teen hierdie man, hierdie eenvoudige rabbi van Nasaret, wat hulle so in die skande steek, wat so puik antwoord op al hulle argumente, wat kom sê, maar ek is die Messias. En hy is nie die Messias wat hulle wil hê nie. Hy is nie die soort Messias wat hulle wil hê nie. Hulle wil hom weg hê, hulle wil hom dood hê. En hierdie samenswering kom nou tot 'n hoogtepunt.
Die interessante, terwyl sy volksgenote, sy mede-Jode hom probeer doodmaak, probeer die heidense regter, die vyand van die Jode, probeer om sy lewe te red. Sien die ironie, sien die spanningslyn in hierdie verhaal? Pontius Pilatus bevind hom openlik, amptelik onskuldig. Sy uitspraak is onskuldig, hy moet loop, hy's vry. Ek vind geen skuld in hom nie. Julle lieg oor hierdie klagte, dit hou nie water nie. Daar's geen rede om hom te veroordeel nie. Barabbas, as die onwaarskynlike keuse word voor hulle gestel. Die skare kies hom. Daar is nog 'n plan van Pontius Pilatus daarmee heen. Toe laat hy hom gesel. Hy slaan hom tot op die drempel van die dood. 'n Gesel vir die van u wat dit nie weet nie, kinders ook. Dis 'n sweep, eintlik dis 'n klomp sweepe wat aan mekaar gebind is. En dan in die rieme waarvan die sweep gemaak is, het hulle stukkies been en metaal in vasgevleg. Sodat as jy geslaan word, dan ruk die gesel letterlik stukke vleis uit jou lyf uit. En dit slaan nie oor jou rug nie. Dit slaan jou oor jou bors, oor jou maag, oor jou bene, in jou gesig. Daar's nie 'n plek op jou lyf waar hulle jou nie raak slaan nie. En dit was dikwels tussen die soldate wat die geseling toegedien het, was dit amper 'n sport om te kyk wie kan slaan wat daar nog nie geslaan is nie. Wie kan die seerste slaan? Wie kan die meeste seer maak en vermink met die hou wat hulle toedien? Dis 'n aardige ding. Baie mense wat gegesel is, sterf van skok en ontbering baie vinnig. Hy laat hom gesel. Ook om sy lewe te red. Hy sê, kyk hoe lyk hy nou. Is dit nie genoeg straf nie? Laat hom loop. Uiteindelik stuur hy hom terug na Herodes toe. En sê, oordeel jy maar oor hom. Maar Herodes stuur hom terug en sê, nee, dis nie in my mag om die doodstraf uit te spreek nie. Jy moet dit doen. En dan met weersin spreek hy die doodstraf uit. En om sy eie posisie te regverdig, was hy sy hande simbolies van sy onskuld. Was hy sy hande in water. Pilatus se vraag sou wees, wat 'n bedreiging is hierdie man vir die Romeinse ryk? Is hy 'n terroris? Is hy 'n aanstigter van geweld? Wil hy die mag van die keiser ondergrawe op enige manier? Wil hy sy eie aardse ryk omvestig? En die antwoord op al sy vrae, net geweet, is nee. Dis het geen kwade bedoelings gehad nie. Sy ryk was van 'n ander soort, op 'n ander manier, want hy was die Messias. Die laaste ding waarop ek vir u wil wys, is hoe dat Jesus in beheer is. Ek dink Pilatus moes ongemaklik raak. Soos ook die ander ondervraers, Caiaphas, Annas, die hoëpriester en sy skoonpa. Gerekende mense wat gewoond was daarom mense voor hulle gedaag te kry, wat die tug moes toepas in daardie tyd, en wat geweet het hoe om 'n man vra dit, sodat hy met sy antwoorde vasdraai in die skuld. Daarom bly Jesus stil. En as hy praat, dan hou hy 'n spieël voor die ondervraer. Wie sê dit? Ek sê dit. Wie sê dit? Hoekom slaan jy my? Hoekom verhoor jy my in die nag? Dis onwettig. Volgens die Joodse wet mag 'n hofsitting nie plaasvind in die nag nie. Hulle doen dit skelm. En Jesus stel een vir een hulle misbruike en vergryp aan die lig. En toe die geleentheid het om te sê, maar ek is onskuldig, toe bly hy stil. Iemand skryf, en by eerste lees daarvan het ek nogal geskrik, hulle sê, ons moet nie vir Jesus jammer kry nie. Hoeso? Ek moet hom ons jammer kry. Ja, dit is verskriklik wat met hom gebeur, maar dit was sy keuse. Hy sê ook, dis die wil van God. Dit moes so gebeur. Want daar moes betaal word. God kan nie God wees as hy nie sonde straf nie. Dan is hy 'n swakkeling. En daarom moet iemand gestraf word. En nou staan Jesus vorentoe en hy sê, kom, gee vir my die straf.
Hy het eintlik gesê die dag 3,5 jaar tevore, toe Johannes die Doper hom gedoop het, het hy gesê, dit moet gebeur, sodat geregtigheid, vryspraak kan gebeur. Ek moet gedoop word, gee vir my die sonde van al die mense van hierdie aarde. Ek moet daarvoor gaan betaal. Gee dit vir my. Ek sal die boete gaan dra. Dis aangrypend. En daarom is die kommentator korrek as hy sê, ons moet nie vir Jesus jammer kry nie. Ons moet in hom glo. Om net vir Jesus jammer te kry, word ek maar nog een van die heidene daar buitekant wat die verhaal so van buite bekyk en sê, joe, maar dit was erg wat met hom gebeur het. Die stomme mens. Maar dit is God se seun en hy doen dit vir my. So deur om jammer te kry, maak eintlik Jesus se lyding en dood nutteloos, betekenisloos. Ek moet in hom glo. As ek begryp dat hy dit vir my gedoen het, dat dit my sonde is wat dit veroorsaak het, dan bring ek die regte offer terug na Golgotha toe. Die verskriklike implikasie, dat Pilatus die aardse regters sien, dat hierdie man onskuldig is, maar dat hy tog die doodstraf toegedien word. Want hy doen dit ter wille van skuldige, vieslike, vloekende, protesterende, uitdagende sondaar mense. Hy doen dit vir hulle. En hy staan daar stil, met waardigheid, sonder woorde, gehoorsaam en gewillig. As ons moderne sê, ons moet jammer kry, dat dit vir hulle wat hierdie Jesus nie sien en nie verstaan wat hy gedoen het. Daarom is dit lydingstyd. Daarom herdenk ons Vrydag wat vir ons goed geword het. Jesus Christus veroordeel deur Pontius Pilatus, maar ter dood veroordeel vir jou en my. Ons is vry, onskuldig verklaar, God se kinders, want ons aanvaar daardie offer. Mag die Here ons elke dag help om ons opnuut oor te gee en veral in hierdie lydingstyd aan so 'n God wat bereid was om sy seun te gee sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Amen. Terwyl ons net so bly sit, Susan, dan kan ons lied nommer 241, die eerste versie. Ontvang die Here se seën, gaan leef in vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal ons gebede verhoor en aan ons sy vrede gee. Die vrede wat daar is in Jesus Christus, ons verlosser. Mag die enige God u seën en in sy hande hou.